Okay. Die stuk wat ons nog gekyk het, net om julle weggegaan plek te kry waar ons weet wat gaan aan, is 1 Johannes 1 vers 7 wat sê, as ons in die lig wandel, dan reinig die bloed van Jesus ons die hele tyd voortdurend. Ons het gemeenskap met mekaar. Ons is gereinig, dis anders om dit sê. Ons leef in die lig, ons het gemeenskap met mekaar en Jesus se bloed reinig ons die hele tyd. En die fantastiese ding van die boodskap was, as jy in God se lig is en jy rig jou lewe daarin, dan word jy voortdurend gereinig. Dis nie 'n ding van jy gly tussen die lig en die duisternis rond. Jy's of in die duisternis of jy's in die lig. En as jy in die lig loop saam met Jesus, kan jy maar foute maak, want jy word voortdurend vergewe. Dis wat genade is. Nou, vandag wil ek na die probleem begin kyk van, mense sê altyd, maar dan gaan mense uit dat dit ons sonde doen. Dis altyd kom dit iewers op. Mag ek net gou, ekskuus, mag ek gou by 'n opsomming byvoeg? Die interessante gedeelte van daarso in Johannes is dat nie in enige van die ander tale kan hulle dit anders vertaal nie, maar in die Grieks is dit in die continuous tense, met ander woorde dit hou aan. Dit is hoekom hy die woord voortdurend daar ingevoeg het. Dit is volgens die oorspronklike Grieks, is dit hoe dit eintlik is. Ekskuus. Dankie Skriba. Okay, so die probleem wat mense dan sê is, as mense die hele tyd vergewe word, dan gaan hulle ons uit hart ons sonde doen. En my teologiese korrekte antwoord is, ek ken nie sulke mense nie. Ek weet nie van mense wat besef die waarheid van die ding wat sê, ek is in Jesus, ek is in sy lig, ek rig my lewe in, dit sê nie, jy is hooligan nie. Jy rig jy lewe in volgens wat Jesus gesê het jy moet doen, dis waar jy wil wees. En in daai lig wat jy het, hardloop jy dan uit te gaan maak droog nie. Ek ken nie sulke mense nie. Die feit dat jy nou rondstap en foute maak, is oké, want jy word vergewe, maar ek ken nie mense wat daai ding gebruik en snap en uithardloop en droog maak nie. Ek weet van mense wat serieus die droog maak, maar dis nie mense wat die waarheid besef en daarvan ons lewe nie. So, onthou, dis die waarheid wat ons vry maak, julle. En dit sit mense nie in bindinge nie. Onthou, ons laas 'n klomp plekke gesê wat sê die wet maak dood, al daai tipe van dinge. Die waarheid doen nie daar nie. As jy wil kyk, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, in Levitikus 14, die Ou Testament het 'n klomp beelde en historiese goede vir ons, wat alles skadies is van wat nou die realiteit is. Okay, dit is die wonderlike ding van die Ou Testament. Ons staan nie onder die reëls soos wat hulle gestaan het nie, maar al die goede is ons simbole dat ons kan verstaan wat ons nou het. En in Levitikus 14 word beskryf hoe iemand hanteer word wat 'n velsiekte het. Nou hier is wat hulle gedoen het. Toevallig skat ek met jou. Jy kom met jou offer by die priester aan en die priester vat van die bloed en hy smeer dit in jou regteroorlop. Ja. Nou ons weet nou dit simbolies, die bloed is Jesus. Dis sy bloed. So wat dit sê is, jy was onrein, alles wat jy vanaf hoor is gereinig en is 'n seëning. En dan vat hy van die bloed en smeer dit aan jou regterduim. En dit beteken alles wat jy van nou af doen, wat Johannes vind om te doen, is geseënd, want jy is rein. En hy vat van die bloed en hy smeer dit aan jou regter groottoon en dit beteken oral waar jy nou gaan, is jy geseënd. En dit is my fantasties toe ek hierdie prentjie sien van so lank terug al sit dit gewerk het. Die bloed vat van jou van onrein tot rein en geseënd. En dan kom die volgende gedeelte, wat die priester dan doen, is hy vat olie. En ons weet, dit is 'n simbool van salwing en van die gees. En dan vat hy dit en hy sê dit presies op die plekke waar die bloed was. So hy sê dit op jou regteroorlop, sê dit op jou regterduim, sê dit op jou regtertoon. En die wonderlike ding daarvan is, waar die bloed van Jesus gekom het, kom die salwing. Dis waar ons nou staan. En dit verander jou hele lewe van sondaar na geseënde, en die salwing van die Heilige Gees kom en stel jou in staat om 'n oorwinning oor sonde te lewe en om jou lewe so te lewe dat God smaal oor die storie. So jy het niks in jou eie krag te probeer doen. So ons kom heeltyd terug op baie storie van. Dis die wonderlike ding van genade. Jy is nie verantwoordelik daarvoor nie. Jy sê ja, dankie. En jy is nie eers verantwoordelik om jouself skoon te hou nie. God doen dit. Sy Heilige Gees in jou stel jou in staat, die salwing kom. En as jy in Johannes nou gaan kyk in Johannes 1 vers 1
het dan gesê van dis die bloed van Jesus wat ons reinig. In Johannes 1 Johannes 2 sê dat dis die salwing van God wat kom en ons lei en ons leer in die waarheid. En hier is net 'n toevallige prentjie nie. Kom lankal terug met prentjies in die Ou Testament. Dis die waarheid waar ons nou lewe. So as jy glo dat die bloed van Jesus jou sonder ophou reinig van alle sonde, dan kom die salwing. Die salwing gee vir jou nuwe begeertes, vat jou ou begeertes weg. Die salwing kom en vat jou negatiewe gedagtes weg, gee vir jou die positiewe gedagtes. So as jy God se vryspraak ervaar en hierdie salwing op jou het, dan het jy geen behoefte om te gaan rondhol en te doen wat mense sou sê, maar dis wat genade sal doen nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ons het laas week het ek het genoem, dit hoor eintlik in hierdie week, die dag toe ek met daardie getrou het ek vir haar gesê, ek is joune, jy het my liefde, ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou alles wees wat ek hoop 'n goeie man, wat ek hoop ek vir jou kan wees. In ruil daarvoor hoef jy vir my niks te doen. Jy my net lief. So of dit nou goed gaan of sleg gaan, of ons arm of ryk is, maak nie saak nie, jy het my liefde. Daai vryheid wat ek aan haar gegee het, maak dit sy wil rondhol. Ek dink nie so ver nie. Sal jy hulle rukkie. Dit doen nie. En maak die feit dat sy vryheid het, dat sy eie lewe wil lei en dat daar nie intimiteit tussen ons is nie. Nee, dit doen nie. Dit doen juist teen die teenoorgestelde. Vryheid en liefde maak juist dat mens nie wil rondhol nie. Dit bring juist intimiteit in 'n verhouding. En is presies dieselfde met ons en God. Moeilikheid in verhoudings kom juist waar die mans gewoonlik voorskriftelik en oorheersend en al daai goede is. Dis die huise waar daar moeilikheid is. Dis nie die huise waar daar vryheid is gewoonlik nie. Dieselfde gaan met ons vryheid met God. Saam met die vryheid kom die olie of die salwing. Dit leer ons wat die waarheid is, dit leer ons wat reg is, dit gee vir ons begeertes wat reg is. So in hierdie hele proses gaan jy nog steeds foute maak, maar dit is waarvoor die bloed daar so is, wat jy voortdurend reinig. Dit sê God se Gees ons kom leer in alle waarheid. Dit beteken die Heilige Gees gaan kom en sê, jy wil rondloop in jou verhouding. Kom ek wys jou wat die dieper probleem in jou hart is. Want rondloop gaan nie die probleem uitsort nie. Dit gaan nie jou die bevrediging gee wat jy dink jy soek daar nie. Die Heilige Gees gaan in jou hart wys wat die dieper begeertes van jou hart is. Hoekom jaag jy geld? Daar's 'n dieper behoefte of 'n vrees in jou en dis wat die Heilige Gees gaan uitbring in jou en vir jou sê, hier is wat die probleem is, kom ons werk hiermee. En dis in hierdie goede en die Heilige Gees se teenwoordigheid en sy werking en sy salwing in jou lewe wat maak dat jy in oorwinning lewe aan goed. Dis nie jou eie effort nie. Mense kan dit nie op hulle eie doen nie. En ons sien dit so in die wêreld rondom ons, mense gaan sielkundiges toe, gaan dokter, gaan oral sien waar daar hulp is. As God nie die ding van binne af doen hele, dan is dit 'n gemors. Menslike pogings is nou maar net nie die ding nie. So oral waar behoeftes en begeertes van jou hart ter sprake is, sal die Heilige Gees vir jou dieper hartbegeertes kom openbaar. En dit is dan die realiteit van God se genadeverbond wat hy in Hebreërs 10 van praat wat sê, ek skryf my begeertes of my wet op jou harttafel staan. Dis nie meer 'n ding wat jy hoef te gaan lees in die Bybel nie. Obviously lees ons daarso, maar God se wette staan op ons harte geskryf. Dis waar dit is en dis wat die Heilige Gees jou aan herinner. Jesus Christus is ons hoëpriester. Hy dien die hele tyd die bloed toe. Ons het laas daai hele prentjie gesien van die Ou Testament. En hier is die waarheid vir God se kinders. Of jy dit voel of nie. Jy gaan net in die vryheid kan geniet as jy dit nie glo en vat nie. So dis nog steeds waar vir jou. Maar jy gaan dit moet aanvaar en geloof vat om die waarheid daarvan te kan geniet. Die wonderlike ding, ek het ook begin daarmee, ons gaan baie meer daarna kyk, is God se vergifnis vir ons werk gelukkig nie op ons eie kennis nie. Dis kom ons nie verantwoordelik is vir ons eie vergifnis nie. Want dis die priester in die Ou Testament wat die bloed toegedoen het as hy gekom het. En nou is so priester Jesus, dis hy wat die vergifnis doen. Ons kom net so en sê, Here maak skoon en hy doen die skoonmaak werk. En God se vergifnis werk op sy kennis van ons lewe, want ons wil nog probeer goedjies deurslaai, dink ek, as ons nou verantwoordelik was. En dis wat dit so solied maak, is die feit dat God in sy alwysheid en kennis kom en jou vergewe daarvoor. Adley is mal oor bad. Kyk, hy bad langer as hy nie. Maar dit dink ek doen nie. Dink ek klim aan daai bad en sy voete is so vuil, jy kan nie verskil tussen die teerpad en die voete mense nie. En dan sê ek vir hom seun bad.
En dan kom hy na 'n paar ure terug, sê die klagbad, ja, hy's klaar, sê ek kan maar kom. Dan klim hy uit en as hy by maatjie staan, dan lyk hy pikswart op by maatjie. Nou, jy weet in jou hartjie, as jy jou eie kind bad, gaan hy baie skoner as dit wees. Maar in sy koppie is hy gewas. En dis hoe ons is. Ons dink ons is lekker, die Here kom met sy kennis en maak 'n baie beter job daarvan. Daar kom 'n tyd mos wanneer klein kindertjies net ons wil help. En vriende van ons het 'n dogtertjie en sy is in die kombuis saam met die vrou besig om kos maak en sy wil net, wat kan sy doen om te help? En 'n ma staan en dink en sy sê wel, so min as moet ek skade kan seker wees, sê vir hom om die blare te gaan was vir die slaai. En sy sê vir haar, sy kan die blare was. En maar hulle maak die slaai en ons sit en eet en alles is iets nie lekker aan hierdie slaai nie hoor. Dit is 'n bietjie af. En sy sê, Skarreboer, het jy die blaartjies mooi gewas? Sy sê, ja, maar sy sê, dis iets snaaks en het jy mooi skoon gewas? Sy sê, ja, ek het tot die seep gebruik. So, twee diep openbarings van hoe ek dink het is, as ons in ons eie wysheid probeer die sake uitsort en ons eie wysheid probeer goed doen. En God kom en in sy kennis van ons, kom maak alles skoon. Ek dink ons vergeet baie keer uit ons geskep. En hy weet wat in ons hart in die gang is, en hy weet wat die beste vir ons is. So hy doen 'n baie beter job as wat ons kan doen. So vanoggend wil ek net hê jy moet besef, jy's 'n kind van God, as jy hom aangeneem het, jy is rein. Jy word voortdurend gewas deur die kragtige bloed van God. En elke verkeerde optrede, of gedagte, of begeerte van jou word weggevat. En die Heilige Gees wys vir die dieper probleem, en dit maak dit nie wil sondig nie. Dit maak dit nie wil sondig nie, dit bring vryheid. Daar's 'n ou storie, wat ek dink baie van julle al gehoor het, as jy al langer as 3 jaar in die kerk was. En dit is 'n storie van, in verskillende weergawes, van 'n seentjie op 'n plaas, wat enig in die berg gespeel het, en hy kom op 'n nes met arendeiers af. En hy dog, maar dit sal maar fantasties wees, as hy 'n klein arendjie kan hê. En hy vat die eier, en hy gaan steek dit tussen die hoenders se eiers weg, en wag dat die ding uitbroei. En die arend broei uit tussen die hoenders, en daar is hy, for all practical purposes, 'n hoender in sy kop. Hy weet nou nie van beter nie. En die arendjie word maar groot, en loop en pik op die grond, en skrop soos 'n hoender, en probeer maar al die hoenderdinge doen, en hy word groter, en nou leer die hoenders van al hierdie dinge. En dis die skerry ding, julle, hy is nooit 'n hoender nie. Hy is 'n arend, maar hy weet dit nie. En dan word hy groter, en dan leer hom van, ons is hoenders. Okay, so, jy moet 'n bietjie rondkyk net hier so by die oopkamp, want as jy goed sien oor ons vlieg, mag dit dalk 'n arend is wat gevaarlik is vir jou. So, jy moet versigtig wees vir sulke skaduwees, net altyd kyk wat gebeur. En die ander ding wat vir ons hoenders baie gevaarlik is slange. So hulle kom eet ons eiers op, en hulle is gevaarlik vir ons. So as jy 'n slang sien, dan hardloop ons vir die hok. En ons is bang vir hierdie dinge. En dan word hierdie arendjie maar groter, en hy doen alles wat hoender doen. En eendag staan hy so 'n klap sy verk, en hy lig net so 'n bietjie op, en hy sê, hey, wat maak jy? Ons is hoenders, ons doen nie daai nie, ons spartel so, ons is nie gemaak vir vlieg nie. En dis wat hierdie arendjie ken, hy is hoender. En eendag staan hy daar, en die arend vlieg oor, en hy sien die skaduw, en hy kyk op, om bang te wees, en die arend skree. En tussen die arend se skree, maak dit sy hart wakker. En iewers in ons menswees en goede, weet ons net, daar's 'n geskree wat ons kan hoor. Die Bybel praat van diep wat roep na diep. En die arendjie sien die ding, en hy kyk, ag, die klein arendjie staan in die hoenderhok, en hy hoor die arend, en iets aan sy binnekant sê net, ja, dit roep na my, dit is, hy weet nie wat dit is nie, maar, en die ander hoenders is nie so, ons moet bang wees vir hierdie, en allemaal hol in die hok in. En die arend kom nie buiten, en hy loop buiten rond, en hy klap by sy vlerk, en hy dog, hy gaan begin net hierdie ding kyk. En hy kom so oor die hoenderhok gevlieg, en hy dog, wel, dis 'n stapie op, en hy vlieg net so bo die eerste klip, en hy kyk, en hy sien, daar is die hoendertjies, en hulle is, wat maak jy daar, kom af hier so, ons is hoenders, ons bly hier so, ons moet wegkryp en bang wees, en goed, en hy sien hierdie arend
arend vlieg en hy hoor die arend skree en het roer nie so. En hoe meer as jy die arend kyk en dan kyk hy na die hoenders en dan kyk. As hy homself nou so kyk, dan lyk hy van homself al hoe meer na die arend, al minder na die hoenders. En hy staan elke dag en staan hy daar en dan kyk hy vir die arend se vlieg. En hy raak al hoe minder bang vir die arend en hy sien hoe die arend afvlieg en dan gaan 'n slang val. En hy dink by homself, maar jene, ons is geleer om bang te wees vir slange. En hierdie arend kom eet slange. Hoe werk dit? En hoe meer hy die arend sien en hoe meer hy die arend hoor, hoe meer dink hy, ek lyk soos die arend. En lang storie kort te maak, eventually, kom hy bo en hy staan en hy op die berg. En hy sien hoe die arend sweef en nie fladder nie. En hy kry die moed en val oor die krans en sweef. En as jy dink dat die beeld van God wat hy van ons in die Bybel beskryf, is altyd van ons is arende. Paar plekke praat God van ons is arende. Hy het nog nooit vir ons gesê ons is hoenders of kalkoene of sulke goed nie. En in ons stikkindheid kom ons deur en ons raak al meer wakker as ons God sien en sy genade sien. En iets sê vir jou binne jou hart, jy weet nie wat dit is nie, want jou omstandighede lyk anders te. Mense sê vir jou ander goed, maar iewers diep in jou weet jy, dis nie moontlik dat dit net kan wees dat ons gemaak is om net finansiëel te oorleef, of net te oorleef, of net nog 'n werkie te hê om te sorg vir jou. Dan moet meer as dit wees. Want die een wat jy aanskou, en wie se beeld jy geskep is nie gewoon nie. So hoe kan dit wees dat ons net so gewoon is? Dit is nie reg nie. En iewers in ons harte weet ons dit. As ons kinders van God is, het Jesus se bloed ons autoriteit gegee, soos vir daai arend kan sweef en kan slang vreet. Dit is ons het autoriteit in Jesus. En hoekom staan ons dan en voel sleg die meeste van die tyd oor wat ons verkeerd doen as ons in sy lig is? En hoekom laat ons toe dat die duiwel met ons gesinne mors? Of ons families, of ons whatever dit is, maar dit op ons oog. Ons is arende, ons is nie die kalkoene vir hoenders nie. Net 'n paar interessante feite oor die arende ding. Ek dink die baie van julle het al gehoor. Maar arende het 'n paar unieke goedjies. Hulle kan hulle self verjong as hulle oud word. Die hele proses het ook gehoor van vere uitpluk in die storie. Maar hulle verjong hulle self. Arende het fantastiese sig. Hulle praat van eagle vision. Arende eet slange. Hulle is nie bang vir die goed nie. Arende vlieg kan so hoog sweef, dat hulle bo storm kan uitsweef en daar bo is en nie deur die storm geraak word nie. En arende paar met een maat vir die res van hulle lewens. So ek dink God het 'n baie slim prentjie weet gehad oor die dag ons vergelyk het met arende. Sonde beteken ons mis die merk, dis wat die woord beteken. God se merk is sy volheid of volkomenheid of wat dit ook al is. Wat beteken God se merk in my kop is volkomme gesondheid, volkomme emosionele stabiliteit, volkomme voorsiening. As ons die merk mis finansiëel, dan moet dit miskien maar grootskap. As ons die merk mis met ons lewe, dan kan ons 'n siekte in ons lewe noem. As ons die merk mis emosioneel, dan kan jy kom by depressie. En Jesus het kom sterf vir al die goed, en dis hoekom hy dit in sy woord sê. En dit is nie 'n aanklag teen ons nie. Ons is mense, en dis die fantastiese ding, ons staan nie skuldig vir die sonde nie, maar ons dra die gevolge daarvan. Jesus het ons gereinig van daai, en soos wat ons saam met sy Heilige Gees loop, en die salwing ons vry maak, en die waarheid in ons uitbring, moet die ander goede verander, julle. Dit is waar ons geskep is, en tot die dag dat die Here homself siek is, of bankrot is, of sy kop krap en sê, wat doen ek volgende? Is dit nie waar ons op pad hier is nie. Dis waar ons geskep is, sonde het al die gemors gebring, en ons is vergewe van sonde, en die uitwerk van ons heiligheid, gaan ons weer terugbring, eendag as ons terugkom, by daai ding. En, dit is my fantasties vooruitsig, en dit is die lewe wat ons nou al lewe, dat Jesus het ons kon vrymaak, en die salwing vir ons gegee, dat ons kan daar volgens lewe, soveel as ons kan. Hy het ons toe moet doen. Heel opgeruimd in die Bybel praat
As by genesing kom, praat Jesus baie van reinig. Hy praat nie van ek maak gesond, ek reinig jou. Reinig. Ewen in die Ou Testament waar daar meer verwys na reiniging in verband met genesing as gesond maak. My slot is, Jesus se bloed reinig jou voortdurend van elke en enige sonde. In Johannes 1 vers 7. Jy is 'n kind van die lig of 'n arend. En hierdie goeie nuus is wat jou vrymaak om die lewe te lewe waarvoor God jou geskep het. Hy het 'n plan gehad toe hy jou geskep het. En hierdie vryheid wat hy gebring het vir jou om te lewe is nie 'n loophole wat gemaak het jy rondhardloop en soek wat kan jy verkeerd doen nie. Dit het juis 'n teenoorgestelde uitwerking. Dit is juis wat sal maak dat jou begeertes en jou gedagtes en jou dade meer verander word om soos Jesus in te lyk. Want dit is wat jy voor oë. Dis wat jy hoor roep, dis wat jy sien en as jy na jouself kyk, gaan jy al hoe meer en meer van die een wat jy kyk en jouself begin sien. Jy is sy soort, met wedergeboorte word jy soos God se soort. Maak tweede oor. En ek wil net 'n paar oomblikke vra, vat en net in jou hart vir jouself sê, Heilige Gees, wat sê jy vir my? Wat wil jy hê moet ek vanoggend hoor? Wat moet ek verander? Wat moet ek ervaar? Of wat moet ek neerlê? Wat is dit wat jy vir my vanoggend sê?